Goeiemôre vriende, ons is die Here erg dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het en kan ons met groot vrymoedigheid sê, dit is die dag wat die Here gemaak het, kom dat ons daaroor juig en bly wees. Nou ons weet nie of hierdie ons laaste dag op aarde sal wees nie, niemand van ons weet nie, ons ken nie die toekoms nie, maar die gebed van my hart is dat ons so sal lewe, dat of dit vandag my laaste dag is en of ek nog vir 30 jaar gaan lewe, dat ek so sal lewe, dat ek sal sien dat elke dag is 'n geskenk uit die hand van God, wat God aan my gee, wat hy vir my leen, sodat ek kan leer om hom te kan verheerlik, hom kan lief hê met my hele hart, siel en verstand en my naaste soos myself. Nou vanmôre gaan ons aangaan met ons reeks boodskappe vanuit die boek Spreuke, vanmôre dan Spreuke 15. Ons lees vanaf die 5de vers tot en met die 9de vers. So kom ons gaan dit vir vers hanteer. Daar staan die sot verag die tug van sy vader, maar hy wat op die teregwysing ag gee, word wys. Een van die ander vertalings sê 'n dwaas verag wat sy vader hom leer. Wie hom laat teregwys is verstandig. Nou vriende, die hele boek Spreuke, soos u weet, gaan oor hierdie vader wat sy seun onderrig. 'n Pa wat vir sy seun sê, luister seun, God en sy waarheid en sy woord gee vir jou verstand, dit gee vir jou insig, dit gee vir jou lewenswysheid. En die seun wat dit gehoorsaam, hy beleef God se seën, God se vreugde en vooruitgang, en hy wat hierdie wysheid en waarheid verag, sê die Bybel gereeld, is 'n dwaas, is 'n sot, is eintlik harde woorde vir hulle wat hierdie waarheid dan net van die hand wys. Nou vriende, ons beleef 'n tyd waar kinders nie meer geleer wil word nie. Hulle reken omdat hulle so bietjie tegnologies vooruitgegaan het, dat hulle bietjie meer weet van selfone en rekenaars en daai dinge, dat hulle ewe skielik dan al die ander goed wat ons hulle wil leer, in die wind kan slaan, want hulle weet, hulle leef asof hulle al donkie jare lank leef en alles van die lewe weet en al die kennis opgedoen het en al die wysheid in pag het. En ag vriende, ons sien die hartseer gevolge daarvan. Ons sien hoe ons kinders in dwaasheid verval. Ons sien hoe hulle in sonde verval, hoe hulle lewens vernietig, in ellende verval en hoe hulle op jong ouderdomme soos uitgewaste lappe is. Waarom? Omdat hulle nie na die teregwysing van hulle vaders wou luister nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, 'n dwaas verag wat sy vader hom leer. En ons weet, daar is baie vaders wat ook nie reg is in dit wat hulle kinders leer nie. Ons weet daar is baie vaders wat die Here nie ken nie, wat selfs goddelose lewens lei, en vir daardie vader wil ek vanmôre sê, die Here gaan van jou rekenskap eis. Want 'n kind is 'n geskenk uit die hand van God, en ek en jy die verantwoordelikheid, die goddelike verantwoordelikheid en roeping om daardie kind reg te leer. Vir 'n kind is hierdie nie 'n verskoning om te sê, my pa ken nie die Here nie, my pa het my nie wysheid geleer nie, so nou kan ek maar doen wat ek wil, want die ou spreekwoord wat ons almal ken sê vir ons, onkunde van die wet is geen verskoning nie. Onkunde van God se waarheid is nie 'n verskoning nie. Ons elkeen het 'n Bybel, ons het fone, ons het hoeveel van die sosiale media wat vir ons leer en wat ons kan gebruik om ons meer te leer van die Here. Maar hierdie vers is eenvoudig. Die vader wat vir sy seun wysheid leer en daardie seun verag hierdie wysheid, hy slaan dit in die wind. Dis vir hom, vriende, soos 'n sambok wat hom eendag sal slaan. Dit sal tot sy nadeel wees, dit sal sy lewe vernietig en hy sal later op 'n hoopie sit en hy sal sê, plaas dat ek eerder geluister het na wat my pa gesê het. Aan die ander kant 'n seun wat hoor wat sy pa sê en hy luister wat sy pa sê. Die Bybel sê dis 'n seun met verstand. Dis 'n seun met insig. Dis 'n seun wat ook in sy lewe doelgerig sal kan lewe om God in alles te verheerlik. Daarom vra ek jou vanmôre, is jy 'n wyse seun of is jy 'n dwaase seun? Is jy verstandig of is jy soos 'n muilesel wat maar voort strompel in jou lewe, in jou kop stamp en aanhoudend die verkeerde doen en nie wil leer nie? Dan bid ek dat jy jou sal bekeer tot die Here. Vers 6 sê, in die huis van die regverdige is 'n groot skat, maar in die inkomste van die goddelose is verwarring. Eenvoudig wat hier staan, vriende, is dat wanneer ons geld deur oneerlikheid verwerf, is daar altyd hartseer. Wanneer daar 'n oneerlikheid in my lewe is, wanneer ek op 'n onetiese manier, wanneer ek mense probeer indoen en ek vir myself so rykdom verwerf, sal dit in my huis nie vrede bring nie. Daar sal wel geld wees, maar daar sal hierdie onmin en twis en stryd en tweedrag en partyskap wees. Maar die Bybel sê vir ons baie duidelik, die regverdige is iemand wat op 'n eerlike manier sy skatte versamel, sy geld bymekaar maak, hierdie rykdom verwerp, tydelike genietinge daarstel, en met hierdie regverdige bymekaar maak van hierdie goed, is daar vreugde, is daar vrede, is daar 'n goeie nag se rus, en weet die regverdige ook dat dit uit die hand van die Here vir hom afgeweeg word.
Daarom pleit ek by jou dat jy nie op 'n oneerlike manier van ander mense sal afeis en by mekaar sal maak vir jouself nie, want die Bybel sê vir ons, dit sal verwarring bring in jou huis, dit sal hartseer en trauma veroorsaak in jou huis en 'n skeuring in jou huis veroorsaak. Vers 7 sê die lippe van die wyse strooi kennis uit, maar die hart van die dwaase is nie reg nie. Nou ons het al baie daaroor gepraat en ek gaan nie te veel daaroor sê nie, vriende. Dit gaan eenvoudig hieroor dat 'n persoon wat wysheid het, is iemand wat praat vanuit die hart. Hy praat vanuit dit wat die kennis wat hy opgedoen het uit God se woord, wat vir hom wysheid en insig gee om dan vrae te beantwoord, om in gesprekke met ander mee te deel wat God hom geleer het, en ook so in elke opsig die Here te verheerlik. Ek het onlangs met 'n man gepraat wat 'n redelike hoë posisie beklee by 'n maatskappy, en hy sê, in elke opsig, moet hy God se wysheid toepas, wanneer om met mense te praat, en wanneer om nie te praat nie, wat om te sê, en wat om nie te sê nie. So daarom ons Christendom beïnvloed ons hele lewe. Dit beïnvloed ons verhoudinge met mense. Daarom, vriende, is belangrik dat ons ook met wysheid sal antwoord. Want die Bybel sê vir ons, en ek gaan vir u in die ander vertaling lees, 'n wyse mens versprei kennis met wat hulle sê. Dwaase het verdraaide opvattings. En dis belangrik dat ons sal sien, dat ons met wysheid sal antwoord, dat ons lewe gekenmerk sal wees deur iemand wat kennis van God se woord opdoen, wat ons toepas in die praktyk, in die elke dag se lewe, sodat ons eer kan bring op die naam van die Here. Nou vers 8 en 9 gaan ons kombineer. Daar staan die offer van die goddelose is vir die Here 'n gruwel, maar die gebed van die opregtes is hom welgevallig. Die wandel van die goddelose is vir die Here 'n gruwel, maar hom wat geregtigheid najag, het hy lief. Vir hierdie twee verse gaan eenvoudig oor dat ons innerlike en uiterlike met mekaar moet ooreenstem. Ons kan nie die Here dien met ons hart, maar ons wandel is ver van hom af nie. Die Here sê in Lukas 6 vers 46, waarom noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek vir julle sê nie. Hierdie twee verse gaan eenvoudig oor die gedagte dat ons innerlike en ons uiterlike moet ooreenstem met mekaar. Ons dink aan die voorbeeld daar in Genesis, Kain en Abel. Jy onthou, is die eerste twee seuns van Adam en Eva. Die Bybel sê albei het 'n offer aan die Here gebring. Kain bring 'n offer van vrugte, Abel bring 'n offer van diere. Die Bybel sê die Here het Abel se offer aangeneem, Kain se offer verwerp. En nou sê baie mense, dis omdat Kain vrugte geoffer het en Abel 'n dier geoffer het. En dit is nie so nie. As jy die boek Hebreërs gaan lees, sien ons die Here gee vir ons die antwoord. Die een is gedoen uit geloof en die ander een is gedoen sonder geloof, sonder hierdie vrees vir die Here. Kom ek lees vir u. Hebreërs 11 vers 4. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het, en deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Ons dink aan die offers in die Ou Testament. Onthou u vir Saul, die eerste koning van Israel, in 1 Samuel 15:22, wat 'n offer aan die Here gebring het, en Samuel sê, God het jou en jou offer verwerp, want Saul het hierdie offer nie met 'n rein hart aan God gebring nie. En dis, vriende, wat die Here vir ons wil kom leer. Daar is baie mense wat vandag 'n gebed bid, of daar is baie mense wat sê hulle is Christelik, of hulle is gelowig, of hulle is ook kinders van die Here, maar hulle lewenswandel verloon dit wat hulle sê. En die Here sê dis 'n gruwel vir hom. Die Here sê baie duidelik hierso, hy sê die offer van die goddelose is vir die Here 'n gruwel. Die goddelose wat 'n ietsie in die bordjie gooi, 'n geldjie vir die Here om guns by die Here te kry, of 'n goddelose wat miskien barmhartigheid bewys aan ander. Die Here sê dis eintlik vir hom 'n gruwel. Waarom? Want hulle doen dit nie met 'n hart om God te verheerlik. Dit gaan oor hulle self en verheerliking van hulle self en miskien om 'n voordeel by die Here te verkry. Die Bybel sê maar die gebed van die opregtes is hom welgevallig. Iemand wat in opregtheid bid, iemand wat in opregtheid bely, iemand wat in opregtheid leef, is iemand wat God welbehaaglik is. Vers 9, die wandel van die goddelose is vir die Here 'n gruwel. Want u sien die goddelose lewe soos hy wil, terwyl sy mond baie keer sê, maar ek behoort ook aan die Here. Die Bybel sê, hy wat geregtigheid najag, het hy lief. Want u sien geregtigheid, die oorsprong van geregtigheid is uit God. Hy is die bron van geregtigheid, hy is die bron van waarheid, hy is die bron van lewe. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, as ons geregtigheid najag, 'n lewe van heiligheid najag, as ons woorde en ons dade met mekaar ooreenstem, dan eer God ons, dat hy ons lief. En hierdie liefde van hom is nimmer eindigend. Hy sal ons bly lief hê tot die dag
dat ons hom sal sien soos hy is. 'n Kind van die Here is iemand wat vlug van sonde, jaag na geregtigheid. Hy vlug van die goddelose en die bose dinge. Hy jaag na heiligheid en die regverdige dinge. En die Bybel sê, al val hy sal nie, vriende, in die ellende gestort word nie, want God tel hom op. En God sal hom veilig hou tot aan die ander kant. Daarom vra ek jou vanmôre, hoe lyk jou woorde? Is jy 'n seun wat vanmôre maak en doen wat jy wil? Luister jy na die tug van jou vader, die onderwysing van jou vader? Is jy vanmôre een wat met jou mond iets sê, met jou lewe iets anders te wys? Dan pleit ek by jou. Bekeer jy tot die Here, sodat hy vir jou genadig en barmhartig kan wees. As jy hom liefhet vanmôre, ag vriende, opnuut, wy jou toe aan die Here, dan is alles die moeite werd. Groete vir u, mooi dag verder, tada.